Ons gaan vanoggend met ons reeks prediking vanuit die boek Prediker voort en ons gaan weer saam lees vers 1 tot 11 van Prediker 1 en waar ons verlede keer stil gestaan het by vers 1 tot 3, staan ons vanoggend stil by vers 4 tot 11 en ons kan eintlik sê die saamtrekpunt vir vers 4 tot 11 is dan nou in vers 8 en 9. Kom ons luister dan saam na die woorde van Prediker 1 van vers 1 af. Die woorde van die prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. Alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom en die aarde bly vir ewig staan. Die son gaan op en die son gaan onder en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyd weer rond. En die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see en tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer terug. Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie. En ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat later sal wees nie. Ons lees tot sover vers 8 en vers 9, is dan ons besondere fokus vanoggend. Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Dit is vers 8 en vers 9 van Prediker 1. Liefde gemeente, alleen die Here kan vervulling en vernuwing gee. Dit beteken dat ons slegs ware vervulling en vernuwing in hom kan ken. Ons kan dit slegs vanuit die geloof ken. Deur die gemeenskap met hom wat bo die son is. Want onder die son, in die blote werklikheid op sigself, as ons nie vir God in berekening bring nie, is daar geen vervulling of vernuwing nie. So hoor ons in ons skrifgedeelte. Ons het 2 weke gelede begin om die boek Prediker en die woordbediening te hanteer. En ons het toegehoor dat hierdie boek koninklike wysheid aan ons leer. Die Here het Salomo gebruik om die boek te skryf. Daarom is dit ook eintlik woorde wat ons moet leer vanuit die mond van die groot seun van Dawid. Salomo was die seun van Dawid, maar hierdie woorde, omdat dit van God afkom, is ook die woorde van die groot seun van Dawid, die koning van die heelal, Jesus Christus. Ons leer in hierdie boek van sy wysheid. Ons het ook gehoor, die boek is nie maar net 'n klomp saamgeflanste stellings oor die werklikheid nie, dit is 'n lang argument. En daarin leer ons eintlik hoe om vreugdevol te leef in die nietigheid, ten spyte van die nietigheid. Ons moet die werklikheid onder die son egter sien vir wat dit is, pure nietigheid. So is die werklikheid as ons nie vir God in berekening bring nie. Dit is soos waar daar letterlik in vers 2 staan, nietigheid van nietighede. Alles is soos mis wat voor die son verdwyn, 'n asemteug, 'n rookie. Een oomblik daar en dan vir altyd weg. En daarom baat die mens se moeite hom ook nie. Al die moeite waarmee hy hom onder die son vermoei, baat hom niks, hy hou niks daarvan oor nie. Adam het deur sy sonde die skepping aan dood en nietigheid onderwerp,
En daarom sien ons die verganklikheid feitelik oral waar ons kyk. En nou het ons gehoor en ons weet dit ook, dat Christus die laaste Adam wel betekenis gee aan die lewe, aan ons lewens. Hy het van bo die son gekom, sodat ons verenig met hom kan leef, sodat ons vanuit ons eenheid met Christus kan werk, sodat ons kan leef vir meer as die geskape werklikheid. So daar is dus betekenis ook in die hier en die nou. Maar, dan moet ons besef, ons het verlede keer by die kern van die prediker se argument stilgestaan, soos wat hy dit in die eerste 3 verse gee. Ons het gehoor van die nietigheid onder die son en dat die mens op sigself niks daarvan oorhou nie. Maar eintlik gaan die inleiding van die boek tot by vers 11 en in die deel wat nou oorbly van die prediker se inleiding teken hy vir ons die nietigheid van alles, die betekenisloosheid van alles onder die son. En hy doen dit aan die hand van 2 sake, naamlik vervulling en vernuwing. So ons hoor dan eers die prediker leer, daar is geen vervulling onder die son nie. Salomo kyk om hom heen en hy sien 'n rustelose siklus, een groot rustelose siklus met eintlik soos 'n reeks van siklusse. Ons hoor in vers 4, die een geslag gaan en die ander geslag kom en die aarde bly vir ewig staan. Alles is nietigheid, 'n asemteug. Die verskillende mensgeslagte, soos mens dit sien, is 'n treffende voorbeeld daarvan. Die een geslag kom en gaan, keer op keer, jaar na jaar, eeu na eeu, sien mens dit. Geslagte wissel, mense gaan dood en mense word gebore. En kort voor lank gaan die volgende geslag ook dood en moet hy plek maak vir 'n ander. En so gaan die geskiedenis maar aan. Die aarde self bly staan as die plek waar hierdie hulpelose toneel afspeel. Maar alles daarop, alles op die aarde is maar bloot besig om in kringlope te wissel. Die prediker sien selfs hierdie strak siklus wat hy in die mensgeslagte sien hy in die natuur. Ons hoor in vers 5 en 6, en die son gaan op en die son gaan onder en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide en slaan hom na die noorde, gaan altyd hier rond en die wind keer na sy kringloop terug. Die prediker sien 'n siklus en hierdie siklus raak in 'n sin al hoe erger soos wat hy dit beskryf. Hy sien wisseling en hy sien hoe elke ding weer eindig waar hy begin het. Eers die mensgeslagte, maar dan die son self. Die son kom elke oggend op en dan gaan hy in die aand maar weer onder en hy doen dit altyd. Maar dit is asof die son hyg om sy siklus van vooraf te begin. Sien hoe bou die prediker sy beskrywing van hierdie harde en meedoenlose siklus uit. Eers is dit maar net 'n voortdurende wisseling, 'n sirkelgang. Maar nou is dit 'n voortdurende wisseling wat hyg. Dis asof die son hom haas om sy siklus van vooraf te begin. Asof hy dit met inspanning doen. Nou, is nog een ding om heeltyd van vooraf te begin met wat jy doen. Dis iets anders om dit nog ywerig te doen ook. Hoe maak dit tog sin? Tog is dit wat die prediker van die nietige werklikheid onder die son sien. Hy sien 'n moeisame siklus en sy waarneming oor die wind bou daarop. Die wind waai om en om, noorde toe, suide toe, en dan begin hy ook maar net weer soos die son van vooraf. Soos die son, haastig en ywerig om van vooraf te begin waarmee hy besig is. Die nietigheid behels dus 'n hygende siklus in die skepping, 'n kringloop in die skepping. Maar nog erger, nou hoor ons in vers 7, dis 'n hygende kringloop wat nooit tot rus kom nie. Luister weer na die woorde van vers 7. Al die strome loop in die see en tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer.
Prediker het die hopeloosheid van die wisselende mensgeslagte nou vir ons geteken aan die hand van die son en die wind. Die blote siklus het 'n hygende siklus geword. En nou kom die prediker by die riviere en by die see. Hy sien 'n deurlopende vloei van water. Die riviere vloei in die see in. En die see word nie vol nie. Die riviere maak nie dat die see ooit op 'n punt kom waar hy oorloop nie. Die riviere hou ook nooit op met vloei, omdat die see vol geword het nie. Dis asof die riviere 'n doel najaag wat hulle nooit bereik nie. Asof hulle werskaf vir 'n rus wat nooit sal kom nie. Hulle loop maar net altyd in die see in sonder om dit vol te maak. En aan die ander kant is dit asof die see ook net nie genoeg kan kry nie, asof dit nie versadig word nie. Hierdie hygende siklus kry 'n slaafse element by. Dit werk vir niks. Dit kom nooit tot rus nie. Daar is nie versadiging op enige punt nie. Nou hoor ons in vers 8 juis, al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie, die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Dis asof Salomo sommer moeg raak, net om vir al hierdie dinge te kyk. As hy dit oordink, dan kan hy nie anders as om die hopelose siklus wat hy in die natuur gesien het, op die mens en op die mens se waarneming toe te pas nie. Die oog kry geen versadiging van alles wat dit sien nie, en die oor raak nie vol van alles wat dit hoor nie. Daar is geen vervulling in die dinge wat die mens onder die son sien en hoor nie. Daar is geen versadiging vir die mens wat versadiging soek in sien en in hoor nie. Geen rus nie. Wat 'n hopelose situasie vir die mensgeslagte wat bloot wissel en vergaan, is daar nie eers vervulling in die tyd wat hulle wel hier is nie. Hulle is soos die son wat hyg om te eindig waar hy begin het, soos die wind wat maar net in die rondte gaan, soos die riviere wat vloei en niks vol te maak nie. Vasgevang in 'n siklus van slaafse moeite. Dit is inderdaad te vermoeiend om uit te spreek. Dit is die toestand van die mens wat bloot leef in die skepping wat aan die nietigheid oorgelewer is. En dit is so vanweë die sonde. Moeite is nie iets wat ons eerste ouers Adam en Eva in die tuin van Eden geken het nie. Werk wel, maar moeite was daar nie. Hulle het ook geen vorm van slawerny geken nie. Hulle was vry om die Here te aanbid in alles. Daar was nie hindernisse in hulle natuur of in hulle omgewing in die tuin van Eden as sodanig nie. En die Here het die mens so geskep om dat die mens werklik vervulling en versadiging in hom moet vind. Die Here het ons geskep om in hom te werk en te rus. En die Here het die mens met soveel oorvloed, met soveel ryke seëninge bedou. Hulle het aan niks gebrek gehad nie. Weet jy, broer en suster, Adam en Eva sou van die begin af die woorde van Psalm 16 vers 11 kon sê: U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Die Here het die mens gemaak om in hom versadiging te soek en te vind, om die vreugde van vervulling te vind in sy aangesig, in sy nabye persoonlike teenwoordigheid. Maar deur die sondeval het die mens die gemeenskap met God verbreek. Hy het God se vloek en oordeel oor homself, oor sy nageslag en oor die hele skepping gebring. Daarom die nietigheid, daarom die eindelose slawe siklus. Die mens kan nie self van die nietigheid ontsnap nie. Hy kan nie die slawerny waarin die sonde hom gevange hou, hy kan nie daarvan vrykom nie. Sy lewe word 'n hygende siklus van slawerny en moeite. En dit sonder die rus waarvoor die Here die mens aanvanklik bestem het. Die mens kry in sy lewe geen vervulling of versadiging nie, al hyg hy hom feitelik dood om dit te kry.
Uiteindelik aanbid die mens selfs die nietigheid. Hy soek vervulling en versadiging in die afgode. Hy soek vervulling en versadiging in dinge wat, soos hy self en die res van die skepping, aan die nietigheid onderworpe is. Dit is byvoorbeeld, broer en suster, wat sit agter alle forme van verslawing. Mense word aan nietige dinge verslaaf omdat hulle versadiging daarin soek. So is dit byvoorbeeld met drank, so is dit byvoorbeeld met pornografie. Mense raak slawe van dinge wat nie hulle oë sal versadig nie, dinge wat nie hulle harte sal versadig nie. Al bied dit dalk een of ander tydelike bevrediging, dit bly nooit. Mens kan net nooit genoeg daarvan kry nie. Hoe meer jy jou daarin begewe, hoe leer voel jy. Maar so is dit ook met mense wat hulle lewensdoel, wat nietige dinge opstel vir hulle lewensdoel. Mense wat leef vir verganklike dinge. Dink byvoorbeeld aan iemand wat lewe vir sy geld. Mense hyg baie slaas om moeite te doen ter wille van geld en soos ons later in meer besonderhede in die boek Prediker sal hoor, is dit te vergeefs. Wat beteken die tydelike genot of voordeel wat geld bring in die lig van die nietigheid? In die lig van die feit dat alles vergaan, beteken dit tog niks. En nou moet ons nie dink dat dit net mense is wat baie geld het, wat vir geld kan leef nie. Arme mense kan net so groot ophef van geld maak soos ryk mense. Jy kan vir dieselfde ding leef, al het jy nie eweveel daarvan nie. Onder die son is die mens vasgevang in 'n slaafse siklus van moeite en daar is geen vervulling of versadiging nie. Die oog raak nie versadig van sien nie, die oor word nie vol van hoor nie. Dis die werklikheid wat ons in die oë moet kyk. Dis die werklikheid as ons vir God buite rekening laat. Maar dis ook nog nie al nie. Hierdie donker werklikheid sal ook nooit self verander nie. Die Here leer ons immers in ons skrifgedeelte verder, daar is geen vernuwing onder die son nie. Luister weer na die woorde van vers 9. Wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. Salomo sien nie net die slaafse siklus wat hy nou geëien het in die mense se vervulling of in die natuur nie. Hy sien uiteindelik hierdie siklus in die geskiedenis self. Onder die son is daar niks niets nie, daar's gedurende herhaling. Die Prediker daag ons selfs uit met die woorde van vers 10. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is nuut. Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Salomo daag sy lesers uit. Kyk maar of iets vir jou nuut lyk en besef dat dit al lankal so was. Onder die son is daar nie vernuwing nie. Dis so anders as wat ons dikwels hoor. Vandag lewe groot dele van die mensdom onder die illusie dat dinge in die geskiedenis sommer outomaties vernuwe. En dit is grootliks te wyte aan die invloed van die evolusieteorie. Mense dink dat dinge sommer van self beter raak. Mense sal baie keer kyk na die wetenskaplike en die tegnologiese ontwikkeling en dan sal hulle dink, maar die wêreld word daarom 'n beter plek. Of hulle sal dink, ons wat die huidige geslag is daarom baie meer verlig as al die primitiewe mense wat voor ons geleef het. So is die mens feitelik in elke geslag slimmer as al die voriges en wyser as al die volgendes. Dit is sekerlik deel van die rede waarom die Prediker in vers 11 sy inleiding afsluit met die woorde: daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie, en ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat later sal wees nie. Die mens is maar vergeetachtig. Hy mislei homself met die idee dat daar nuwe dinge onder die son kan wees. Hy vergeet van alles wat voor hom gebeur het en dan ontdek hy vir iets nuuts
Iets wat al 'n miljoen keer ontdek is. Daar's geen outomatiese vernuwing in die geskiedenis nie. En die rede is, die skepping is steeds aan die nietigheid onderworpe en die natuurlike mens is steeds deurtrek met die sonde. Mense is vandag op geen vlak slimmer of beter of meer moreel in hulle self as die vorige geslagte nie. Baie keer praat mense dalk ewe snedig oor sommige van die wreedhede of die wanpersepsies wat die vorige geslagte gehad het. En baie keer praat mense asof die mensdom vandag daarom nou verby daai wanpersepsies en wreedheid is. Ons het mos nou menseregte en allerhande sulke goed uitgevind. Maar die mens het in sy natuur nie verander nie. En daarom is die geskiedenis telkens soos 'n herhaling van dieselfde toneel net met verskillende akteurs. Kyk maar net na die lewe van ons eie volk. Ons moet tog nie dink is die eerste keer ooit dat plaasmoorde so groot probleem is nie. Ons moet nog minder dink dat die afvalligheid en die verdeeldheid in baie kerke iets niets is. Dit was ook in die woorde van die prediker lankal daar gewees. Broer en suster, net vir ingeval ons dalk wonder of ons tegnologiese vooruitgang en ons toegang tot inligting ons nie dalk in 'n outomatiese beter plek as die Vader stel nie. Ons besef maar net wat die tegnologie in werklikheid doen. Tegnologie onder die son is iets wat bloot die mens se sonde groter spoed en trefkrag gee. Die menslike natuur wat deurtrek is met die gebrokenheid word gewoon op groot skaal voortgesit en oorgedra deur die tegnologie soos die kommunikasiemedia en die sosiale media. Onder die son is daar werklik geen vernuwing nie. Daar is niks waarvan ons kan sê, aha, hier is nou iets niets, iets vars, iets jeugdigs, iets wat in dit self breek met die nietigheid nie. So beskryf die prediker dus die werklikheid onder die son. Alles is uiteindelik 'n moeisame, slaafse kringloop sonder rus, sonder vervulling, sonder vernuwing. Wat 'n droewige toestand. Wat 'n droewige toestand kan ons dalk liewer sê vir die mens wat bloot onder die son leef. Hoe heerlik om dan te mag weet, ons staan in 'n verbondsverhouding met hom wat die son gemaak het. Hoe lieflik om te mag weet dat God ons deur Jesus Christus vir ewig aan hom verbind het. Want wat behels God se genade vir sy kerk? Wat behels sy verbond met sy kerk? Dit behels dat God hom verbind om ons deur sy liefde en trou te vernuwe. Dit behels dat hy beloof om ons met sy goedheid te vul. Dit skenk hy aan ons in Jesus Christus. Sien, God het in homself die krag en die skepingsmag om werklik iets nuuts voort te bring. En hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Jesus is die volkome middelaar wat ons aan hom verbind. En Jesus kry ons deel aan die Here se oorvloed. Dit is met betrekking tot hom wat Johannes die Doper in Johannes 1 vers 16 gesê het, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. God is barmhartig en genadig. Hy wou ons nie aan die nietigheid oorlaat nie. Hy wou nie die skepping aan die nietigheid prysgee nie. Uit die oorvloed van sy liefde het hy Jesus aan ons geskenk, om ons in ons nood te hulp te kom, om ons werklik vol te maak met sy goedertierenheid en trou. In Christus het die Vader werklik vir ons alles gegee wat ons nodig het vir ons versadiging en ons vervulling. Hy het in Christus ook vir ons die pad oopgemaak tot volkome vernuwing. Sien broer en suster, ons het nou al gehoor dat Jesus werklik van bo die son gekom het om hierdie nietigheid waarin ons leef binne te dring. God die Seun het vlees geword en deur sy dood en opstanding het hy vir elkeen wat werklik in hom glo, die nietigheid tot niet gemaak.
Maar daarmee saam met Jesus ook hierdie moeisame slawe siklus waarvan ons nou gehoor het, binnegekom. Hy het daaronder gelei. Hy het uiteindelik meer daaronder gelei as enige een van ons. Teenoor vervulling en versadiging het hy honger en dors gelei. Hy het gebrek gelei, veral aan die kruis, die grootste gebrek denkbaar. Want daar het God werklik sy vaderlike goedheid en guns, sy nabye teenwoordigheid aan sy seun onttrek. Wat 'n verskriklike skaarste en gebrek moes dit tog nie gewees het nie. Hoe verskriklik hard en moeisaam moes daardie offerwerk van Jesus tog wees. Nou is dit belangrik, hy het nie net hierdie toestand van hopeloosheid trotseer om maar net vir ons te wys hoe ons dit moet doen nie. Hy was nie daarin maar net vir ons 'n goeie voorbeeld nie. As hy maar net 'n goeie voorbeeld was, dan het hy hierdie moeisame slawe siklus maar net binnegekom om ook uiteindelik daarteen vas te val, om daarteen onder te gaan. Dan was daar steeds niks niets nie. Dan was daar steeds geen hoop op werklike versadiging en vernuwing nie. Daarom is dit so belangrik vir ons om te verstaan dat Jesus daardie moeite en skaarste deurgegaan het, sodat hy daarin die oordeel van God in ons plek kon dra. En maak geen fout nie, broer en suster, die nietigheid, die moeisame slawe siklus, die verganklikheid in die geheel is presies wat ons sonde verdien het. God sou regverdig gewees het om ons vir ewig daarin te los. Dis uiteindelik waar die hel op neerkom. Dis om vir ewig aan die oordeel van verganklikheid en ontbinding oorgelaat te wees. Maar God het sy seun gegee dat ons ook daarvan gered kan word. En Jesus het die siklus gebreek. Deur sy moeite en verdriet heen het hy oorwin. Hy het selfs die dood oorwin. En dit is iets wat werklik nuut is, dat 'n mens nie deur die dood gehou word nie, dat hy van die Vader die lewe terugontvang, omdat sy betaling voldoende was. En hy deel tot vandag toe daardie nuwe lewe uit. Hy werk deur sy Gees ryklik, oorvloedig in elkeen wat waarlik glo. So vernuwe hy ons dag na dag, al word ons ook ouer. Hy lei ons om nuut te dink en nuut te leef. Nou is dit belangrik dat ons besef, nuut beteken nie bloot anders as van tevore nie. Baie mense dink so oor vernuwing, maar dis die tipe vernuwing wat in werklikheid ook nie nuut is nie. As ons in die Here se woord hoor dat Christus ons deur sy Gees vernuwe, dan moet ons dit anders verstaan. Dit beteken dat Jesus ons deur sy Gees lei om in gemeenskap met sy nuwe lewe te leef en te dink. Dit beteken ons bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Ons jaag dit na, eerder as wat ons soeg en sweet vir dinge onder die son. En dit is, as ons dit doen, wat ons versadig leef. As ons dit doen, dan kom ons tot rus. Ons leef nie vir 'n moeisame siklus nie, ons leef vir 'n nuwe werklikheid. En ons leef vir hom wat beloof, kyk, ek maak alles nuut. Jesus se vernuwing werk nou binne in ons, maar hy sal dit by sy wederkoms uitbrei tot oor die ganse skepping. Dit is ons hoop. En dis die hoop wat ons reeds nou hier rus en vervulling gee. Ook hier waar ons by mekaar kom week na week, wil ons rus in hierdie hoop. Daarom ons onsself afvra, maar ken jy daardie hoop? Ken jy daardie vrede en rus, die versadiging wat daarmee saamkom? As ons Jesus Christus, sy verlossing, met 'n ware geloof omhels, vernuwe hy ons hart en ons gemoed, hoe langer hoe meer. Dink daarom aan jou moeite. Dink of daar dinge in jou lewe is waarin jy voel, maar hier is ek onvervuld of onversadig. Dink aan die gebreke wat die sonde in jou werk, gebreke in jou persoonlike lewe,
gebreke in jou gesin, in jou huwelik, gebreke selfs in ons gemeente. Dink aan alles waarin jy rusteloos voel. En gee gehoor aan Jesus se oproep in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Geliefde gemeente, in God kan ons ware vervulling en vernuwing vind. En ons kan dit doen omdat Jesus ons met hom verenig. Ons kan dit doen omdat Christus deur sy Gees in ons werk, omdat hy herskepend in ons werk. Daarom sal ons ore uiteindelik wel vol word as ons omring word met hemelse lofsange, en daarom sal ons oë versadig word, want uiteindelik sal ons vir God sien. Bedink daarom hierdie dinge dat jy daarvolgens kan leef. So maak die Here ons nou nuut, so gee hy ons lewenskrag. Dit is immers hy wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Amen.